Hoi almal, ek is Danel en vandag is die 13de Mei 2021 en dit is Hemelvaartdag. Ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus Christus en geseënde Hemelvaartdag vir elkeen van julle. Wat 'n wonderlike dag is dit nie wat ons vier nie, want Jesus het juis gegaan om vir ons 'n plek voor te berei en hy het daai belofte gelos dat hy vir ons die Heilige Gees sou stuur wat hy gedoen het en dat hy gaan binnekort terugkom om ons dan weer te kom haal. So ons sien uit na daardie dag wanneer hy terugkom en ons gaan kom haal. Nou die 1 Mei het hy vir my 'n droom gegee wat perfek by hierdie tydperk, hierdie Pinksterweek aansluit en hoe hy dit verduidelik. Ek kan 100% verstaan hoekom Jesus altyd gelykenisse gebruik het wanneer hy 'n boodskap wil oorvertel, want voel vir my, dit is hoe hy met my praat. Hy vertel altyd vir my so 'n storie in 'n droom, sodat ek die boodskap beter kan verstaan en dan beter aan julle kan oorvertel. En dan, al is nie altyd iets wat ek moet oorvertel nie, sodat ek sy woord beter kan verstaan. Nou ja, dit het my rukkie geneem voordat ek die boodskap kon stuur. Die vyand was maar listig geweest. Ek was bietjie siekerig die afgelope ruk, sommer maar net 'n ou verkoue wat ek opgedoen het. So as julle my stem nie lekker kan hoor nie, vra ek sommer nou al om verskoning daarvoor, maar ek probeer my bes om so duidelik moontlik hierdie woord uit te kry. Goed, ek gaan dadelik begin en dan gaan ek sommer vir julle vertel wat ek gedroom het. Nou, ek het gedroom die 1 Mei, soos ek gesê het ek gedroom dat daar is hierdie vrou wat 'n aktrise is in Suid-Afrika. Haar naam is haar regte naam is Cindy. Ek is nou nie seker wat haar van is nie, maar haar verhoognaam in hierdie sepie is Annelies en sy werk by 'n hospitaal. Dit droom ek nou, ek moet haar gaan help vir 3 dae om hierdie hospitaal te bestuur, want haar kerel, wat sy naam Aby is in die droom, moes nou weggaan vir hierdie 3 dae en ek moes haar nou help met al die daaglikse taakies, maar ek het ook saam met haar by hierdie kerel van haar se huis gaan bly om na die honde om te sien en sy kinders ensovoorts. Nou, sy was redelik onseker van haarself en sy het regtig, ek kon sien, sy het baie dingetjies gehad wat haar pla en sy het toe, op die ou ende het sy regtig, ontspan en sy het toe meer dinge met my begin deel. Ek kon sien, sy het regtig oopgemaak. En so het ons toe nou, die 3 dae was toe nou verby en haar kerel het huis toe gekom en hy het toe vir my 2 checks gegee vir die werk wat ek nou gedoen het daar. Een was nou vir die hospitaal en die ander een was nou vir by die huis. Maar die een check se bedrag was R52,000 en die ander check se bedrag was R30,000. En ek het so na dit gekyk en ek het gedink, jemel, maar dit is ontsettend baie geld, net vir so klein bietjie werk. Jy weet, en ek het in my kop nogal dit so opgetel en toe sê ek nogal vir myself, R82,000, dit is verskriklik baie. So het ek gesê, nee, maar ek kan dit nie aanvaar nie, want ek het hierdie werk met liefde gedoen, ek het hulle regtig met liefde uitgehelp, ek verwag geen vergoeding daarvoor nie, en hy het net aangedring, ek moet die geld vat, en dit is wat my toekom. So het ek het toe nou maar gelos, en ek het toe buite toe gestap, en toe ek buite kom, toe sien ek sy dogtertjie in die droom nou, hy het 'n dogter in die werklike lewe, maar dit is nou nie sy nie. Toe het sy in die swembad gelê, my kop onderste bo, en dit was nogal koud buite, maar ek het besluit, ek spring dadelik in, en ek haal die kind uit, en ek het mond-tot-mond asemhaling gedoen, en die kind het bygekom. En iemand het later vir my gesê, maar die kind is verstandelik gestrem. En ek het nogal gedink, hoe onverskillig van hulle om 'n verstandelike gestremde kind so sonder toesig te los. En dit was nie net die volgende dag nie, vraggies weer, het ons weer die kind bewusteloos in die swembad aangetref, en ek het weer ingespring en haar weer uitgehaal, en vir 'n tweede keer hierdie mond-tot-mond asemhaling gedoen. En ek sê toe vir hierdie Annelies, ek sê toe vir haar, weet jy,
So kan dit nie aangaan nie. Ons moet vir hierdie kind hulp kry. Kan ons nie net vir haar, kan ek nie net vir haar bid nie en kan ons nie net vertrou dat God haar totaal en al genees nie. En toe het ek nou opgehou droom. Maar ek het die gevoel gekry terwyl ek dit vir haar sê, weet, dit is nou iets wat 'n moeilike onderwerp is om aan te raak, want almal glo nie werklik dat God, weet, so groot geestestoestand of siekte kan genees werklik nie, jy weet, en dit was bietjie 'n moeilike onderwerp om aan te spreek, maar ek het dit tog gesê, want ek het gevoel by God is niks onmoontlik nie, en die arme kind het nou 2 keer oorleef, maar wie sê sy gaan dit 'n 3de keer oorleef, dit is wat ek gevoel het in my gees, en toe het ek nou opgehou droom, maar ek het eers niks daarvan gedink, en ek het gedink, joh, dit is nou 'n baie weird droom, en ek kon glad nie, weet, ek kon nie agter die kap van die byl kom van hierdie droom nie. Ek kon dit nie verstaan wat wil die Heilige Gees my sê nie, en ek het dit gelos. En die volgende dag, weer, nee, dieselfde aand in die stort, weer eens te sien, nee, die volgende dag, ja, die oggend, ja, dis reg, toe is ons besig, ons het gery, om my skoonmaat verjaarsdag daarna haar toe gegaan op haar verjaarsdag, en terwyl ons so ry, ewe skielik kry ek net weer 'n flits van hierdie droom, en ek besef toe, okay, die Heilige Gees wil tog vir my iets sê rondom hierdie droom, maar ek het geen idee wat om van hierdie droom te maak nie. Ek het eers gedink, dalk is dit nou maar net, weet, goed wat 'n mens se agterkop maal, en dit is dalk nou, beteken nou eintlik iets nie, maar ek het geweet, jy weet, sulke prominente simbole wat gewoonlik uitstaan, soos die getalle, is nie net daar, is nie net in 'n droom vir enige iets nie. Ek ken al as die Heilige Gees my iets wil sê. En ek los dit toe nou maar. En die aand toe ons gaan stort, ek het weer heeltemal daarvan vergeet, en die aand toe ons gaan stort, toe ek gaan stort, weer eens kom hierdie flits van hierdie droom, soos 'n visioen voor my, speel hy af, en ek besef toe, okay, duidelik wil die Heilige Gees my iets sê, en ek moet nou iets daaromtrent doen. En ek het gebid, en ek het vir die Heilige Gees gevra, asseblief, verduidelik net vir my wat aangaan in hierdie droom, want ek kan nie verstaan wat hier aangaan nie, ek weet nie, ek kan nie 2 en 2 by mekaar sit nie, kan hy nie net vir my dit verduidelik nie. En so, getrou soos wat hy altyd is, begin hy met my praat. En hy sê vir my, jy weet, Abraham, dit is die, skus, stamp ek nou die kamera, Abraham is die Aby verteenwoordig die naam Abraham, en dit is die vader van alle nasies, en so begin hy praat, en hy sê toe vir my, die meisiekind, die dogtertjie wat in die swembad geval het, sy verteenwoordig die kerk, die bruid van Jesus, wat geestelik, weet, en verstandelik gestrem is op die oomblik, want die bruid is so, jy weet, so de mekaar, want ek dink nie reg nie, jy weet, word so mislei in haar verstand met allerlei dinge, laat sy self keer op keer in die moeilikheid laat beland, en kom nie eers agter wat sy doen nie. En dit is wat hy toe by my laat, en ek dink toe goed, ek gaan die volgende oggend, gaan ek begin, kyk na wat die ander name in die droom beteken, want God sê altyd, hy is so getrou, soos julle al weet, soos ek vroeër al vir julle gesê het, 'n naam of 'n persoon in 'n droom is daar spesifiek, omdat dit 'n betekenis het. Nou, die naam Annelies, ek het altyd die name neergeskryf, haar karakternaam, en dan nou haar eie naam, want dit is wat by my opgekom het. So haar karakternaam is Annelies, wat dan beteken kosbare blom, en dan nou genade en gebed. Dan Cindy, wat dan haar regte naam is, beteken die weerkaatsing van Jesus se lig, en dan nou om 'n lig vir die wêreld te wees. Dan het ek vir julle gesê wat Aby beteken, dit is vader van alle nasies. Dan die hospitaal, dit was nou die plek gewees waar wat ek nou moes kyk, en dit verteenwoordig 'n genesende proses, en 'n plek waar 'n mens gesond word, nee. Dan die swembad verteenwoordig jou die water, en 'n swembad is jou emosies wat kan verdrink, en dan nou, ek het nou hierdie maar net hierdie punte uitgetel, wat nou die mentally disabled girl is,
jy weet, wat ek nou vir julle nou gesê het, wat dan nou die bruid van Jesus verteenwoordig, omdat dit nou 'n meisiekind is, dis hoekom hy die bruid verteenwoordig, en dan nou die Hebreë kerk, wat dan nou ook die bruid is, en dan die getalle 52, dit was bitter interessant. God weet altyd hoekom hy sekere getalle daarin sit. Nou, die getal 52 is, dit is, okay, eerstens, as jy kyk wat die getal 52 beteken, sal jy sien, in Nehemia 6 praat hulle daarvan, Nehemia wou die muur weer herbou, om Jerusalem, en dit het om 52 dae geneem om daardie muur te voltooi. En snaaks genoeg, toe Jesus gekruisig was hy 52 dae nadat hy gekruisig was dit Pinkster en is die Heilige Gees uitgestort. Nou, die konneksie tussen hierdie twee is, in die Ou Testament hulle nog nie die Heilige Gees gehad nie, wat vir Jerusalem kon beskerm nie. Dis het hulle 'n muur om Jerusalem gebou, en daai mure was dik, julle sal onthou van Josua, toe hy Jericho se mure wou toe hulle Jericho se mure moes omkry en omblaas met daardie trompette, hulle moes 7 keer omloop, en dit was 'n hengse storie, want die mure is verskriklik dik, so die mure was ontsettend dik, wat hulle om 'n stad gebou het, en dit was om die vyand uit te hou. Maar toe Jesus gekom het, en toe hy nou gesterf het, en toe hy opgestaan het, en weer opgevaar het, op die 40ste dag het hy gesê, hy gaan vir ons die Heilige Gees stuur. En voor die tyd het hy ook vir sy disippels gesê, hy gaan 'n helper stuur, die Heilige Gees stuur. En op die 52ste dag, wat ons dan Pinkster noem, is die Heilige Gees uitgestort. En dit is nou ons beskerming. Daar is nie meer 'n muur wat ons om onsself kan bou, fisies om ons te beskerm nie, en is ook nie net meer die Jode wat daardie beskerming benodig nie, maar ons as Christene, elke een wat Jesus aanneem as hulle persoonlike saligmaker, kan nou ook deel hê van daardie beskerming, wat ons dan kan hê, die Heilige Gees, wat ons dan waarsku teen die vyand se planne, hy beskerm ons gedagtes, en hy is die een wat vir ons sê wat reg en wat verkeerd is, en wat ons leidsman is. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons die Heilige Gees in ons lewe moet toelaat, weer eens, want sodat ons nie soos hierdie meisie kan, verstandelik gestrem raak nie, en elke liewe ding glo wat die wêreld vir ons vertel, al die leuns en al hierdie vrees wat hulle saai nie, want ons weet, die Heilige Gees is in ons, en daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, spoel hy oor ons. Ekskuus. Nou wil ek het gou gesien, nou, as jy nou die hele droom uitlê, dan loop dit as volg. Die Annelies het gekom, en God sien ons as hierdie kosbare blom, en as jy dan bid, want dit beteken gebed, kosbare blom, en dan nou genade, so as jy kom en jy bid en jy vra vir vergifnis, dan aanvaar jy jou gebed, en deur sy genade word jy gered. Dan Cindy is dan nou die weerkaatsing van Jesus se lig, en dan dis wat jy moet doen as jy Jesus aangeneem het. As mens Jesus aangeneem het, en jy het jou laat doop, en jy is nou die wedergebore Christen, dan kom die Heilige Gees oor jou, en as jy die Heilige Gees oor jou het jy daai lig in jou, en dan moet jy dit uitstraal, en jy moet ander mense die lig laat skyn vir die wêreld. En juis sodat hulle kan sien, hulle moenie vasgevang word in die leuns van die vyand nie, daar is 'n weg uit. Dis hoekom ek ook gesê het, maar kan ons nie bid vir hierdie kind nie, want dit is onnodig dat hierdie kind vasgevang moet word in die leuen van die vyand in hierdie siekte toestand. God wil sy bruid vry maak, hulle moet skoon kom van hierdie vyand se gedagtes wat hulle bind. Nou, dis altyd vir my so wonderlik, in my droomjoernaal boekie, waar ek altyd my drome neerskryf, elke bladsy het 'n Bybelversie onder. Nou ek glo nie aan toeval nie, ek weet absoluut dat God in beheer is van elke oomblik, van elke sekonde van my dag,
En ek wil net vir julle lees hoe wonderlik elke skrif, ek het op 3 blaaie geskryf, en elke skrif wat daarby gepaard gaan is wonderlik. Ek gaan sommer vir julle in Engels lees. Die een is in Psalm 73 vers 26 waar hy sê, My health may fail and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Is dit nie wonderlik dat God weer eens sê, my gesondte kan daaronder lê, en weer eens, hoe val dit in by die hospitaal tema wat hy hierso geskep het. Dan sê hy, in 1 Johannes 3 vers 1 sê hy, See how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. Hy sê daar weer eens, soos wat hy gesê het met Abraham, hy is die vader van baie, en dit is hoekom hy ons geroep het. En dan die laaste versie wat in die boek is Lukas 11 vers 28, wat hy sê, Blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Nou met ander woorde, as ons die woord gehoor het, moet ons dit vat en ons moet dit gaan doen, ons moet dit gaan leef. Nou het ek gaan bid en ek het ook gevra weer eens vir woord, net om hierdie droom te bevestig soos altyd. En hy het vir my Jesaja 43 en 44 gegee. Nou ek gaan nie alles vir julle lees nie, ek gaan net vinnig gedeeltes uithaal wat uitstaan volgens hierdie droom. In Jesaja 43, ek sal jou aanbeveel om julle 43 en 44 te gaan lees. Begin hy by hom te sê, die Here het jou gemaak, Jakob, hy het jou volk gemaak, Israel. Hy het vir jou gesê, moenie bang wees nie, ek sal jou red. Ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. As jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. As jy oor 'n rivier moet kom, sal die water jou nie wegspoel nie. Met ander woorde, dis hierdie watertoneel, daar waar jy lê, kop onderste bo, jy's besig, jy's besig om te verdrink, God sal jou nie los nie, hy het jou geroep. Dis hoekom hy 'n helper gestuur het, wat ek was, wat ingespring het en hierdie kind gehelp het. Dis hoe God is, dis wie hy is, die Heilige Gees is 'n helper vir ons gestuur. Dan sê hy in vers 5, ek sal jou nageslag uit die ooste uit laat terugkom, ek sal hulle bymekaar maak uit die weste. Ek sal vir die noorde beveel om hulle terug te gee. Hy sê hiersom, ek sal jou seuns en jou dogters uit die uithoeke van die aarde waarheen hulle weggevoer is, laat terugkom na my toe. Dan sê hy in vers 8, laat die volk hiernatoe kom met sy oë wat nie wil sien nie, laat hulle kom met hulle ore wat nie wil hoor nie, want met ander woorde, hulle is geestelik doof en geestelik blind vir die waarheid, vir die Heilige Gees wat hy vir hulle wys. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons in hierdie tyd ons geestelike oë en ore moet oop wees vir dit wat God vir ons wys wat aangaan in die wêreld. Dan in hoofstuk 44 sê hy, dis so wonderlik, want dit is eintlik 'n profesie wat hy vir die Jode gegee het, wat gaan gebeur wanneer Jesus gaan kom en dat die Heilige Gees uitgestort gaan word. Hoor hierso, dis fantasties. Hy sê in vers 3, ek sal water gee in die plekke waar dit baie droog is. Daar sal waterstrome loop waar die grond uitgedroog is. Ek sal my gees in jou kinders laat kom. Ek sal krag gee vir jou nageslag. Hulle sal wees soos gras wat uitloop, soos wilgerbome wat langs die water staan. Die een sal sê, ek behoort aan die Here. Die ander sal sê, ek is 'n afstammeling van Jakob. En so gaan dit aan. Met ander woorde, die Gees van God het gekom en dit was nie net op die Jode nie, dit het nou op die Gentiles ook gekom en nou kan ons almal deel wees. Nou kan ons ook sê, ons is ook deel van God se volk. Dan in die laaste stukkie wat ek net vir julle wil lees, is in vers, ek het gou gesien hierso, hy sê, ekskuus, ek gaan dit nie lees, ek gaan sommer net vir julle vertel. Hy praat hierso van 'n kunstenaar wat 'n stuk hout afgekap het. Hy sê, en dan, wat gebeur hierso is, met die een helfte van die hout, maak hy vuur, waar hy nou vir hom kan warm mee maak, en vir hom kos kan voorberei op, en die ander helfte van die hout, kap hy vir hom 'n beeld uit wat hy dan aanbid. Dan verder sê hy vir hom,
Hulle sien en verstaan glad nie wat besig is om met hulle te gebeur nie. Hulle kom nie eers agter dat om vir hulle self te kan sê dat maar hierdie hout is dieselfde stuk hout wat ek nou mee vuur maak, is eintlik dieselfde stuk hout wat ek aanbid. Dis eintlik 'n stuk as en ek aanbid dit. So geestelik is hulle blind en doof. En dit is wat die kerk besig is om te doen. Hulle kom nie agter dat hulle roetine wat hulle elke week na week, maand na maand, jaar na jaar in is, dat dit eintlik bloot 'n afgod geword het nie. Hulle laat nie die Heilige Gees toe om hulle te lei en hulle te wys absoluut wie hy is en wat hy kan doen nie. Daar's nie vars water wat invloei nie. Hulle is net gerig. Hulle kom nie eers agter dat hulle 'n hout aanbid nie. Hy sê hierso, hy sê hierso, ek het dan met die een helfte vuur gemaak om brood te bak en vleis gaar te maak. Hoe kan ek nou die ander helfte gebruik om 'n afgod van te maak? Vra hy nou. Ek bid mos nou tot 'n stuk hout. Iemand wat hom ophou met hout wat verbrand het, kan nie meer mooi dink nie. Hy kan nie meer op 'n afstand gaan staan en vir homself vra, is ek nie besig om myself te bedrieg as ek so maak nie? En dit is wat so hartseer is met baie kerke en met baie Christene van vandag. Hulle kom nie eers meer agter, hulle kan nie meer onderskei wat die waarheid en wat nie die waarheid is nie, en waarheen ons tans geestelik beweeg en waar nie. Baie mense dink glad nie eers ons is in die eindtye nie. Hulle dink ons is net, dinge gaan nou maar net aan, dis net bietjie rof daar buite, maar dit is besig om te eskaleer. As jy kyk na wat tans besig is om te gebeur in Israel, elke Jan Rap en sy maat wil nou op hierdie waas spring om hulle aan te val. Die wêreld laat dit lyk of Israel die skuldiges is en wat vir die Hamas aanval en die Palestynë wil onderdruk, maar dit is die teenoorgestelde. En God gaan dit nie daar laat nie, en oral hoor jy gerigte nou van oorloë. Dit is China wat vir Australië dreig, en wat vir Taiwan en China wat aan mekaar is, en Rusland en weet teenoor Amerika en China teenoor Amerika, en so gaan die lys aan. As jy nou regtig daarop ingaan, kom jy eintlik agter wat 'n chaos hierdie wêreld eintlik in is op die oomblik. 10 jaar terug het ons glad nie eers van hierdie gerigte van oorloë so ernstig gesien en ervaar soos wat dit nou is nie. Daar is net as jy die TV aansit, is daar net verkeerde dinge op die TV. Dit is net homoseksualiteit en dit is allerhande verkeerde dinge wat op is, en dit maak 'n mens in jou gees en in jou siel ontstel hierdie dinge 'n mens, en dit is wat Jesus gesê het, moet jou nie ontstel nie, kyk net op, want my koms is naby. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, weer eens baie dankie vir hierdie wonderlike, inspirerende, ek sê sommer gelykenis wat U vir my vertel en hoe U dit vir my uitbeeld, dat ons as die kinders kan besef, ons moenie verstandelik gestremd rondhardloop nie. Dit is onnodig. Dit is onnodig dat ons hierdie hout wat ons mee kos maak, dan ook gebruik om te aanbid. Daar is 'n beter opsie, en dit is die Heilige Gees wat U vir ons gestuur het, wat vir ons verstand kan verhelder, wat vir ons vrede kan gee, en wat ons kan lei om die regte besluite te maak. Baie dankie daarvoor. Ek bid en vra dat U die kinders, die mense wat hierna luister, U kinders, my God, dat U hulle geestelike oë en ore sal open, my God, omdat hulle kan hoor en sien wat U vir hulle wil sê en wat U vir hulle wil wys, dat hulle op die regte pad sal bly, dat hulle ore nie doof sal wees nie, dat hulle sal weet waarheen hulle moet gaan en wat hulle moet doen, en dat hulle U lig uit sal straal in hierdie donker wêreld, want U is ons enigste hoop. En U koms is naby, en dit is waaraan ons vashou. Ons loof en prys en eer U vir dit wat U vir ons gedoen het, en ons sien uit vir wanneer U gaan terugkom. Ons bid dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike geseënde Pinksterweek hê. En ons kan net dankbaar wees dat Jesus nog daar is vir ons, dat die Heilige Gees nog nie onttrek het nie, dat hy daar is vir ons en ons lei en vir ons hierdie dinge uitwys en vir ons mooi verduidelik wat hy van ons verwag, en dat ons geestelike oë en ore moet oop wees vir die dinge wat om ons gebeur. Shalom.